Ek dink Dinsdag is nogal belangrik vir my en jou as gelowige. Ons weet nie, jy weet, ons land het die vermoë om regtig in 'n oomblik in soveel geweld te ontplof. Jy weet, en ek dink dis die bekommernis wat ek persoonlik aan Dinsdag sal sit, is dat die meeste onskuldige mense op 'n manier gaan ly daaronder. En daarom nooi ek jou om vandag en môre en dan ook Dinsdag in die dag dalk baie spesiaal te bid. Ek stem saam met wat Jolandi ook gesê het. Jy weet, ons slaan ons oë op na die berge, waar kom ons hulp vandaan? En ons hulp kom maar net van die Here af. En ek hoop dat julle verstaan dat gebed is nie vir my 'n verskoning as ek nie 'n antwoord het nie. Maar gebed is die oplossing vir wanneer ek nie 'n antwoord het nie. As ek vir jou sê, ek het regtig nie vir jou antwoord nie, maar ek kan bid daaroor, dan hoop ek jy weet ek bid daaroor. Ek bid regtig. En al is dit net om partykeer uit te roep en sê, Here help, ek het nou nie 'n oplossing nie, 'n antwoord, ek het nie eens 'n verklaring hiervoor nie, maar kom ons bid daarvoor. So wat ook al Dinsdag gebeur, vertrou ons die Here dat hy die onskuldiges sal beskerm. En sommer net, ek het in die week toe bid ek, Here stuur Dinsdag sommer net so koud en nat en reën dat hulle nie lus is om 'n optog iewers te hou nie, maar kom ons vertrou die Here vir dit ook. Nou, net om ons boodskap, ek praat vandag en my tema is die onregverdigheid van die lewe, en dit broei nou maar uit verlede week, alhoewel ek nou glad nie gedink het aan 'n opvolg vir Job se boodskap nie. Ons het verlede week het ons so 'n bietjie deur Job geworstel, dis nou Job. Dit was Vadersdag geweest en so 'n bietjie iets daarvan probeer sê. Maar ek het hierdie teksvers in Job 1 vers 9 gebruik wat sê, then Satan answered the Lord and said, en hoor net hier, en ek wil hê jy moet dit weer hoor vir die wat julle al gehoor het, wat dit al gehoor het. Does Job fear God for no reason? En dan die Afrikaans sê, dis nie sonder rede dat Job u dien nie, of een van die ou vertalings sê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God. En dan kom die duiwel en hy sê eintlik, hoekom dink hy Job dien God? In vers 10, hy sê, u beskerm hom dan. Hy sê in sy huis en al sy goed, u beskerm hom dan. Hy sê, dis geen wonder Job dien jou nie, want u beskerm hom dan. Jy weet, jy's goed vir hom, hy kan nie anders doen nie. Hy sê, u maak dat alles wat hy doen voorspoedig is, selfs sy vee teel vinnig, ons amper asof die duiwel by God kla nou oor wat hier gebeur. En dan sê hy vir God hierdie woord, hy sê, raak nou aan sy besittings, en kyk of hy nie in die gesig vervloek nie. En ek het hierdie ding gesê verlede week, en ek het nou die video ook gekyk, en toe hoor ek myself dit sê. Ek het gesê, alles wat na dit gebeur het, in my opinie, was onregverdig. Job het niks gedoen om dit te verdien nie. Nou wil ek hê jy moet luister, want net in die opmerking wat ek gemaak het, is ek eintlik besig om die waarheid van die Bybel te weerspreek. Ek sê, alles wat daarna met Job gebeur het, was onregverdig. Hy het niks gedoen om dit te verdien nie. En dis hoe ons leef. Ons leef elke dag, leef ons met hierdie gevoel, en nou wil ek sê, in die week het baie, want lyk my is nou een van die boodskappe wat in mense se harte op 'n manier ingespreek het. So baie mense het met my gepraat daaroor, wanneer ek 'n kans kry of boodskapies gestuur. Maar die vraag is eintlik, hoekom is die lewe nie regverdig nie? En dis 'n vraag met eintlik geen goeie antwoord nie. Ons sê altyd, dis so onregverdig. Jy weet dat dit nou met my moet gebeur. Dis so onregverdig, jy weet, ons sal dit uitroep, want ons moet 'n uitroepteken daar. Is so onregverdig, jy weet. En dan wonder ek, en dis nou wat ek myself in die week net so 'n bietjie vang met hierdie ding van regverdig en onregverdig, en ek vra die vraag, en dit is so interessant, vanoggend hier in 'n gesprek, hoe dat iemand dit dadelik ook sê, is waaraan meet ons regverdig of onregverdig? Weet, wat is my maatstaf? Na wie kyk ek as ek wil besluit of ek onregverdig behandel word, of na wie kyk ek as ek dink ek word onregverdig behandel? Weet, met wie vergelyk ek? Kyk ek na iemand en dink ek, is unfair, want ek moet nou hierdie, julle verstaan wat ek sê, dis hoe ons in ons lewens werk. Wat is my maatstaf? Waarmee meet ek regverdig of onregverdig? En dan wil ek ook die vraag vra, hoekom dink ons
die lewe is onregverdig. En ek sit en dink, en hierdie moet ek sê, want ek moes dit nou mooi formuleer, maar in my kop hierdie gedagte is jy nie partykeer bly, hoor mooi wat ek vra, is jy nie partykeer bly, jy kry nie wat jy verdien nie. Is jy nie partykeer bly nie? Is jy nie partykeer bly dat dit wat kon gebeur het nie gebeur nie? En hier's my vraag is dit nie ook onregverdig nie? As ons dan op 'n manier, jy verstaan, as ons nou op 'n manier iets gedoen het en ons verdien straf of ons verdien teëspoed, ons verdien en ons kry nie die straf of die teëspoed nie. Is dit nie onregverdig nie? Want die volgende persoon kry die straf. Ek sê nooit, dis iets wat my altyd bybly. Ons het in Christiana bly bestaan met dan, as jy Christiana af Warrenton te ry, dan is daar altyd 'n speedtrap. En eendag ry ek, en daar's 'n ou hier agter my wat nou net wil verbykom, jy weet. Hy wil net verbykom, jy weet, en hy vat kans, maar hy kom nie verby nie. En dis verskriklik. Toe ek in Warrenton inry, toe gaan ek in die geel streep dat hy kan verbyjaag. En daarvoor toe vang hulle, maar geweet hulle gaan. En in my opinie was dit 100% regverdig. Hy wil dan nou. So toe ek verby hom ry toe, blaas ek die hoede, poep poep. Kry jou. En wat ek nie sal vergeet nie, is so 'n paar weke later, is ek haastig op pad Kimberley toe. En ek vergeet van die speedtrap, om een of ander rede. En daar stop hulle my. En ek dink, hoe onregverdig. Ek is op pad vir die Here se werk. Ek is op pad vir 'n vergadering. Hoe onregverdig. En wat doen ek toe hierdie verkeersman by my stop? Ek pleit vir genade. Ek is 'n pastoor op pad na 'n vergadering. Wees genadig met my. Verstaan julle wat ek sê? So easy wat sê is dit nie partykeer onregverdig as ek nie die straf, nie die teëspoed, nie die wat ek verdien nie. En hier's wat ek wil sê. Ons kry nie altyd wat ons verdien nie. Maar ons verdien nie altyd wat ons kry nie. Partykeer verdien ons nie al die goedheid en guns op ons lewens nie. Partykeer moet ons net dalk terugstaan en dink, dis God se genade. So maandagoggend kry ek 'n oproep. En die vraag, wat het Job nou weer vir sy vrou gesê? Nou dink ek aan alles wat ek gepreek het, onthou hulle net daai eense. So wat het Job nou weer vir sy vrou gesê? Maar hier's Job wat Job vir sy vrou gesê het. Job 2 vers 8. Kry ons vir Job op die ashoop. Hy is besig met homself met 'n potskerf te krap. En dan sê vers 9, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. En dan in vers 10 sê hy vra, jy praat soos 'n vroumens sonder verstand. Oor dit Vadersdag was, het ek gesê, dis nie hoe jy met jou vrou praat nie. Maar ek lees in die Weke vertaling, hulle sê die regte vertaling is eintlik, dat hy eintlik wat hy bedoel het, hy sê, jy praat soos een van daai vrouens sonder verstand. Hy het nie vir haar gesê, hy sê, jy praat soos een van daai vrouens sonder verstand, ok, net om het reg te maak. Maar dan sê hy hierdie woorde, en ek wil vanoggend net dit sommer net weer in jou, ag, is so belangrik, dus hierdie goed in ons gedagtes hou. Job sê die volgende, hy sê, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. En dan onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Hoor net hierdie opmerking, want dis Engels mooi, dis profound. Dis 'n belangrike ding om aan te dink. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. En ek besef weer dat die meeste van ons wil eintlik net hoor hoe goed is God en hoe goed gaan God vir my wees en hoe gaan hy antwoord en hoe gaan hy voorsien en hoe gaan hy naby my wees. Maar ons wil nie hoor van die slegte nie. En ek weet dis nie wat ons noodwendig wil hoor nie. Die meeste van ons
die meeste van ons wil nie hierdie verstaan van God. Inteendeel, ek luister na een of ander groot teoloog, hy skryf dit in 'n kommentaar. Hy sê dit was maar net Job se persepsie gewees van wat gebeur, want volgens hom kom niks wat sleg is van God af nie. En ek weet dis 'n pad wat ons kan loop, dis 'n teorie wat jy kan ondersoek, dis iets waaroor jy kan gaan bid. Kom die slegte ook vir ek kan nie vir jou antwoord. Ek is nie daai ou wat dit kan weet nie, maar die hele gedagte van dat net alles wat mooi en reg is en alles sal reg wees, dit kom van God af en die ander goed wat gebeur kom nie van God af nie. Maar daar's aan die einde van hoofstuk 1 sê Job ook hierdie woorde. Hy sê sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. En dan hierdie woorde. En die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. En ek weet, ek sit eintlik en wonder oor myself, ek het het verlede week gesê, want ons het die song verlede week gesing van Blessed be the name of the Lord, julle ken hom, Blessed be the name of the Lord, blessed be his glorious name, en dan sing ons hierdie refrein wat sê, He gives and takes away. He gives and he takes away. Ek onthou, ook baie jare terug, hoe dat 'n vrou eendag na my toe kom en sy probeer vir my haar man verduidelik. Vrouens doen dit nogal, jy weet, hulle wil hê, ons moet nie sleg van hulle mans dink nie, jy weet, so ek verduidelik hulle man, so, ag, nou nie lelik van haar man dink as hy nou so, nou sê sy vir my, of ek agterkom, haar man sing nie altyd saam in die kerk nie, nou, dit is nou nie so, ek staan nie voor met my rug na mense toe, so ek kyk nou nie wie sing en wie sing nie, ek nou op die video sal ek kyk wie het gesing, weet, speel, dis nie wat ek doen nie, maar, en sy sê vir my, so sy wil net vir my verduidelik, hoekom sing hy seker goed nie saam nie. Ek sê, ja, wat hoor, hoekom? En haar antwoord is hier, sy sê, want hy voel, daar is seker goed wat hy nie kan sing nie. Hy's nie daar in sy lewe dat hy dit kan sing nie, en ek wil amper vir jou sê, hierdie song wat so lekker, He gives and take away, as jy God wil vertrou om te gee, maar jy wil my ook vertrou wanneer weggeneem word nie, dan moet jy dalk nie sing nie. Want partykeer sing ons sonder om te dink, en ek weet dis maar hoe ons werk as mens. Maar daai is nog hulle groot, want dis wat Job hierso sê, hy sê, die Here gee en die Here neem, prys die naam van die Here, ons sê dit by 'n begrafnis. Want jy sien, dis soos dood, is ook op 'n manier, God wat wegvat. Dis op 'n manier hoe die lewe werk, en is iets wat almal van ons moet deurgaan, en ek het gesê, alles wat hierna gebeur het, in my opinie, was onregverdig. So hoekom is dit so onregverdig? Nou lees ek in die week sommer net in Prediker 6 vers 12, is so net 'n mooi teksvers. Wat sê hy? Sê, want wie weet wat goed is vir 'n mens terwyl hy leef? Nou hoor, ek wil net 'n bietjie dink oor hierdie, want toe ek dit aanvanklik lees, is een van daai goed wat so verby lees, maar wat ek toe teruggebring word, die boodskap sê, wie weet wat vir die mens goed is in sy kort lewe, wat net soos 'n skaduwee verbygaan? Wie weet wat is goed vir die mens? Ek vra jou, wat is goed vir die mens? Inteendeel, en ek was nou nie eers lus om hiernatoe te gaan nie, maar ek sit sommer nou daar aan die ander kant, en ek bid so 'n bietjie oor die diens, en hierdie gedagtes kom by my op, want jy sien, ek weet die meeste van ons dink wat goed is vir die mens, is net goedheid en guns. Die meeste van ons dink, as ek nou die perfekte lewe vir jou, of kom ek vra, wat sou die perfekte lewe wees wat jy vir jouself sien? Ek het al agtergekom om niks te doen, is nie goed vir my nie. Dis nie goed vir my nie. Ek grawe myself in 'n gat in, wanneer ek niks doen nie, wanneer ek niks het om te doen, wanneer ek nie purpose het nie, dan, dis skrikwekkend. Maar ek onthou wat Jordan Peterson, ek weet nie wie van julle luister na Jordan Peterson, maar hy skryf hier, hy praat van hierdie notion of utopia. So wat is jou utopia? Hoe lyk jou perfekte lewe? En dan skryf hy, en ek wil dit nou lees, ek weet jy moet nou mooi luister, want dis nou in die King James Version, hy sê, look, if you gave people everything they wanted, want dis wat ek en jy, wanneer ons oor die utopia, die perfekte lewe gaan dink, dan gaan ek en jy dink aan, ek het alles wat ek wil hê. Jy weet, dis daai ou wat sê, get all you can all you get, sit on your can. Jy weet, dis myne. Maak seker, jy het alles. Julle weet ons wat ek altyd sê is, daar's net twee goed op die aarde wat belangrik is wees tevrede met wat jy het. En die tweede ding wat nogal belangrik is, maak seker jy het alles. Dis die eerste een maklik, né?
Okay. En luister, hy sê, if you gave people everything they wanted, they had nothing to eat but cake, and nothing to do but sit in warm pools and busy themselves with the continuation of the species. Julle kan nou inkleer wat dit is. The first thing they would do was to go half insane and smash everything up just so that something they didn't expect would happen. En jy sê die utopia wat die meeste mense aandink is nie dit sal jou mal maak om net koek te eet in die bad te sit en niks te doen nie. En luister hierso, net om iets interessant. Hy sê it's so right. En dan sê hy the utopian notion that if you had all the material stuff you wanted, en dan vra jy die vraag, what would you be? Het alles wat jy wil hê. What would you be? What would you do? En dan sê hy, you just sit on the couch, you just sit on the couch and watch TV. I mean, I don't know what you'd be. You'd be cutting yourself just for entertainment in no time flat, and that's the sort of thing that people do. Jy verstaan, en ek weet dis nou in 'n ekstreem, maar die waarheid daar agter is dat ek en jy, as ons nou die dag, en dis hoekom ek weet hier's 'n paar van julle wat nou op pensioen is, maar as jy op pensioen is en jy het nou niks om te doen nie, wat dan? Wat dan? Ek sê vir jou, dit vul my met vrees as ek moet dink dat ek het niks om te doen nie. Dis hoekom die meeste van julle half mal word na 'n week vakansie. So eers kan ek nie net huis toe gaan om gras te sny nie. Net iets doen. Maar ons is daai, so hier's Prediker, en as jy nie weet wie Prediker is geskryf deur Salomo, die slimste mens in die wêreld was, en ek wou amper oor hom gepreek het, want daai was nou 'n crazy ou, wat goed gedoen het, wat net mal was. Ek meen, hy het in ekstreems gegaan, wat geen mens kan glo nie, en dan sy antwoord op die einde van al hierdie ekstreem goed wat hy gedoen het, is, sy gejaag na wind, kom tot niks. It's a waste of time. En hy het alles gedoen. Nou sê hy, wie weet wat is goed vir die mens? En ek wil sê, dat God weet beter wat's goed vir die mens, as wat die mens self weet wat's goed vir hom. Dit wat God my en jou laat deurgaan, is goed vir ons. Dis goed wat ons moet deurgaan. So die vraag is, wat ons eintlik moet vra is, hoekom is die lewe onregverdig? Maar die vraag moet eintlik wees is, hoe maak ek die beste van hierdie situasie waarin ek myself bevind? Hoe kom ek deur hierdie ding waar ek myself nou in bevind? Want die lewe, en as jy dit nie weet nie, kom ek sê dit vir jou en jy kan dit neerskryf, want hierdie is 'n waarheid. As jy 60 jaar oud is soos ek, dan weet jy dis hoe die lewe is. Die lewe is vol hoogtepunte. Maar die lewe is vol laagtepunte ook. Daar's berge en dale. En inteendeel in die Ou Testament se storie waar die Here, daar's 'n volk wat gesê dat God is net die God van die berge. Hy's nie 'n God van die dale nie. Ek kan nou nie onthou waar dit staan nie. En die straf uit daai volk, toe sê, julle mag nie sê ek is net die God van die bergtoppe nie. Ek is die God van die dal van doodskaduwee ook. Dit is eintlik amazing om daaraan te dink. Maar die lewe het hoogtepunte, maar die lewe het ook laagtepunte. Die lewe is soet, maar die lewe is ook bitter. Die lewe is 'n tragedie. In 'n groot mate sal ek en jy partykeer, en ek sê in die week, dink ek sê in die miskien laaste 2 weke het ek op 'n paar keer uitgeroep en gesê, die lewe is net nag. Ek voel vir my, dis krisis op krisis op krisis. So die lewe is 'n tragedie. Maar die lewe is ook op 'n manier 'n komedie. Want baie keer is die lewe lag en plesier en dis lekker en dis wow, is great en alles dit. Dis die lewe. Die lewe is ernstig. Die lewe is ernstig. Ek hoop nie jy minag die lewe nie. Maar op die einde van die dag is die lewe ook half 'n grap. Dis al daai goed. Ek dink dis wat jou sal mal maak is wanneer dit net so gaan. Ek kan nie onthou wie dit gesê nie. Ek weet nie wie dit, ek het iewers gehoor wat sê, a crisis happens when I'm just trying to have a normal life. En dit is so. Maar partykeer is dit 'n papwiel. Partykeer is dit 'n ongeluk, partykeer is dit 'n dood, partykeer is dit 'n tragedie wat ek nie, as jy weet, 'n siekte of wat dit ook al is. Maar dis wat gebeur. So die vraag bly maar altyd, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Ons probeer dit antwoord. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Maar hier's die teendeel. Hoekom gebeur goeie goed met hoekom gebeur slegte goed met wat was ek nou? Slegte goed. Hoekom gebeur goeie goed met slegte mense? Hoekom is dit?
Ek lees nie week, hulle sê nou ek is 'n introvert, weet julle glo dit nie, maar ek is 'n introvert. Nou sê hulle, jy weet, hulle wil altyd vir ons introvert, jy het ook nou toe jy vir die mense sê groet, Jolani sê groet die mense, nou dink ek vir ons introverte, is dit 'n massive ding. Nou sê hulle altyd, ons introverte, kom bietjie uit jou gemaksone uit. Jy weet, raak bietjie laf. Nou wonder ek altyd, hoekom sê hulle nie vir die ekstroverte, hoorie, raak net 'n bietjie kalm, julle maak ons mal. Die lewe is nie so lieds wat jy dink hy is nie. Sit net 'n bietjie terug, jy weet, saggies net. Ek sê, as daar veel mense praat en loop, ek nou die dag by 'n geleentheid waar daar meer vrouens as mans is, in die hemel alleen, weet, op 'n stadium toe dink ek net, ek nou net 'n bietjie kom waar ek myself kan hoor dink, is net crazy. Jy weet nou nie hoe ek daar kan nie. Maar hier is die vraag wat iemand ook vanoggend vra. Hoekom lyk dit partykeer asof dit met slegte mense baie goed gaan? Of mense wat in ons opinie sleg is, hoekom lyk dit asof dit met hulle baie goed gaan? En hier is die jackpot vraag vanoggend. Waar is God wanneer die lewe seer maak? Waar is God? Wanneer dinge sleg loop, wanneer die krisis kom, waar is hy? En ek dink nog miskien 'n groter uitdagende vraag is, hoekom help God nie? Ek bid in die week en ek bid met erns, en ek sê, Here, ek weet, en ek glo dit regtig, ek probeer jou nie beïndruk vanoggend met my geloof nie. Maar ek bid in die week en uit my hart ek bid, ek sê, Here, ek weet dat U kan in een oomblik 'n situasie verander. Ek bid dit eintlik, ek weet nie wie van julle, ons almal ken Psalm 139, maar ek bid nou in die week, en dit is nou nie op die bord nie, want ek staan net en dink aan, maar ek bid in die week Psalm 139, want Psalm 139 gebruik hierdie woorde, hy sê, you knitted me together in my mother's womb. Knitted. Ja, een van die ander Engelse vertalers sê, hy sê, intricately woven together. Aan mekaar geweef. God maak die mens hier binne in die brein, waar die senuwese loop en waar die bloed vloei en alles dit, waar eintlik geen scan kan scan nie. Hy sê, Here, ek het aan mekaar geweef. En nou bid ek sê, Here, U kan in een oomblik, kan U daar aanraak wat geen dokter kan sien nie. En U kan 'n klein verstellingkie maak en alles is reg. U kan dit doen. Here, hoekom help U nie? En ek wens, ek kon nou vanoggend vir jou antwoord gee. Maar nie antwoord nie. Maar ek het tog gedink, hoe hanteer ons hierdie goed waarvoor ons nie antwoord het nie? Hoe hanteer ons die onregverdigheid van die lewe? Hoe doen ons dit? En ek besef die heel eerste ding, dit is dalk nie die slimste punt om mee te begin, maar in my hart wil ek vir jou sê, die heel eerste ding wat ek vir jou wil sê, wanneer ek praat oor onregverdigheid, dan wil ek vir jou sê, aanvaar die lewe is nie regverdig nie. Aanvaar dit. As jy dit wil probeer uitvind, en jy kan daai boek skryf, bestseller, maar miskien moet ons aanvaar, die lewe is nie regverdig nie. Dit is net so. Inteendeel, ek lees Johannes 16 vers 33, en dit is Jesus wat praat, en hy sê hierdie woorde, hy sê, ek sê vir julle, sodat julle vrede kan vind in my, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Ek wonder baie keer wanneer ek hierdie lees, dan dink ek party ouens se Bybels lyk anders as myne, want ek lees hierdie goed raak, dat die Here vir my sê, alles gaan nie net 'n piknik wees nie. Dit gaan nie net op wees nie, af gaan daar wees. Die blydskap gaan daar wees, maar die krisis gaan ook daar wees. Die message sê dit baie. Hy sê, en as ek in die message lees, dan voel dit vir my, ek kry amper die antwoord. Hy sê, in this godless world. Ons leef in 'n goddelose wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar goddelose regerings die land moet regeer. Dan verwag ek en jy as Christen, hulle moet ons regverdig behandel. Hulle is goddeloos. Hoekom op hierdie aarde sal hulle iets goeds vir jou wil doen?
Hulle leef sonder God, hulle erken God nie, hulle ag God nie, hulle minag God. En ek en jy dink, nee, die Here, miskien moet ons aanvaar, hulle gaan nie. Hulle is korrup in hulle wese. En eintlik moet ons net bid dat hulle die Here ontmoet iewers in hierdie hele proses. So onregverdigheid, besef ek, kom op verskillende maniere, want onregverdigheid is baie keer, en ons wil graag die skuld op iemand anders plaas. Dis al wat Adam en Eva het die slang die skuld gegee, wat hulle sê, Adam het vir Eva die skuld gegee, Eva het die skuld in die slang gegee, and the snake had no leg to stand on. Hy het net niemand gehad om te blame nie, hy moet maar vat. Maar ons wil die skuld verplaas, maar ek besef, terwyl ek dink aan regverdig en onregverdig, besef ek dat baie van die goed waaroor ek en jy partykeer verontwaardig wil uitroep en sê, hoekom ek? Is baie keer jou eie skuld. Dis besluite wat jy self geneem het. Dis 'n ding wat jy self gedoen het. Jy weet, ons kan enigiemand die skuld gee, maar dis my eie foute, en ek lees in die week, hy praat van foute en flaters. Dis jou eie flater. Nou, wie lang, wanneer laas daai woord gebruik? Foutjie wat ek gemaak het. My broer het altyd gesê, ek wonder waar het hy aan dit gekom, by ou boet. Hy sê, elke oukie het sy foutjie. En hoe groter die oukie, hoe groter die foutjie. Wat net niks beteken. Maar dis wat gebeur. Ek meen, die onregverdigheid van die lewe gebeur partykeer oor my eie besluite. Ek kan nie eers iemand anders die skuld gee, maar dan wil ons nog steeds staan en sê, hoekom ek? Hoekom ek? En Martinus sê nou, hulle het ook gesê, hoekom nie ek nie? Hoekom nie ek nie? Slegte keuses, sonde. Maar hier is die scary ding van dit, want dan miskien op 'n manier kan jy dit nog verstaan, maar wanneer jy die slagoffer is van onregverdigheid, dan is dit moeilik om te verklaar. Want dan sien jy Job, waar Job kom en hy het niks verkeerd gedoen. Sy vriende sê op 'n stadium vir hom, "Pel, dit kan niks anders wees as sonde wat maak dat jy so gestraf word nie. As jy jou sondes bly, gaan die Here jou weer herstel." En Job staan daar en hy sê, "Niks wat ek gedoen het regverdig dit wat met my gebeur nie. Daar's geen sonde. Eintlik het ek niks verkeerd gedoen nie. Dis onregverdig wat met my gebeur. Ek verdien dit nie." En ek weet ek het hierdie, en jy het dit dalk my al 10, 100 keer hoor sê, nie daarmee 100 keer nie, maar baie keer. En dis hierdie boek van M. Scott Peck, hy's in Afrikaans vertaal, die boeksnaam is Die Stilpad na Wasdom, die Engels is The Road Less Traveled, 'n topverkoper, en hy skryf hierdie woorde, en ek kan onthou 20 jaar terug toe ek hierdie gelees het, dit vir my baie beteken. Hy sê, lewe is baie moeilik. Hy sê, 'n groot waarheid, inderdaad een van die grootstes. Hy sê, as ons eers besef hoe waar dit is, hy sê, dan kan ons dit te bowe kom, die moeilikheid van die lewe. Hy sê, as ons eers eenmaal tot die besef gekom het, dat die lewe moeilik is, dit werklik begryp en aanvaar, dan is die lewe nie meer so moeilik nie. Dan besef ons, this is life. Life happens. And when life happens, gaan dit nie altyd soos ons beplan het, dit moet gaan nie. Sodra ons dit aanvaar, maak die feit dat die lewe saak, maak nie meer saak nie. Die meeste mense, luister hierna, die meeste mense begryp nie heeltemal dat die lewe moeilik is nie. Hulle kla onophoudelik, luidkeels of onderlangs oor die enormiteit van hulle probleme, laste en moeilikhede, so asof die lewe oor die algemeen maklik is of behoort te wees. Luidkeels of onderlangs verkondig hulle dat hul probleme 'n unieke onbehoorlike straf is wat hulle onregmatig en uitsluitlik te beurt geval het, of hulle gesin, hulle stam, hulle klas, hulle volk, hulle ras, selfs hulle spesies. En ek kom agter, dit is wat dit is. Hoe dat mense kan kla en kerm, want ons verdien nie wat met ons gebeur nie. En nou moet ek dalk dit net noem is, hier het my help menswees verstaan, want menswees en probleme en menswees en onregverdigheid en menswees en krisis loop hand aan hand. Ek sê eerlik, laat ek dit nou vir julle sê. Iemand sê nou dag, ek het julle gesê, hy sê, man, ek wil nie jou werk hê nie, want jy weet, ons moet luister na ander mense se probleme. Maar kan ek vir julle eerlikwaar sê, ek dink nie as sou 'n kerk gewees het as mense nie menswees beleef het nie. Sou nie nodig gewees om 'n predikant te hê as ons nie deur krisisse en probleme gegaan het nie. Regtig nie. Wat sou my werk gewees het? 'n Cheerleader. 'n Cheerleader kan net tot die ouens wen. As hulle nie meer wen nie, wat moet jy nou doen? En dis wat baie predikante word, net cheerleaders. Jy weet, dit is net vir die mense, alles mooi, alles goed, dit great, alles great. Sorry, bad news.
Ek wil hê jy moet verstaan dat my gebed vir elkeen van ons is dat dit ons net sal goed gaan. Maar ons moet tog reg wees wanneer die probleem kom, wanneer die onregverdigheid van die lewe gebeur. Dis moeilik, maar aanvaar dat die lewe nie regverdig is nie. En jy kan nie altyd beheer wat gebeur nie. Jy kan kies hoe jy reageer daarop. So miskien is hier nie goeie raad nie, maar ek het in my lewe gebeur, miskien moet ons aanvaar. Partykeer het saam 'n vrou gewerk wat dit gehaat het as sy 'n fout maak. En as ek vir haar wys, daar's 'n fout, dan sy ontsteld. Dan sê ek altyd vir haar hierdie woorde. Mercedes kry ook papwiele. Die duurste kar wat jy kan koop, kan ook 'n panser kry. En ek en jy moet verstaan, partykeer in ons dag tot dag lewe, dan kry ons 'n papwiel. En ons moet daardeur kom. Die tweede ding wat ek wil sê is, al is dit onregverdig, en al is die lewe onregverdig, kies om nog steeds net die regte ding te doen. Kies jou reaksie daarop. En nou lees ek weer in Spreuke iets wat Salomo geskryf het. Hy sê, luister sommer net hier is, net prakties. Spreuke 3 vers 27 sê, gee om vir die arme. Die boodskap sê, as jy kan, moet jy nooit goed soos geld, klere en kos van die arme weghou nie. Vers 28 sê, help dadelik. Dis nou nie meer die arme nie, hy sê help dadelik. Hy sê, moenie vir jou naaste sê, om liewer môre te kom, as jy hom vandag al kan help nie. Help as jy kan help. Vers 29 sê, bly altyd in 'n goeie verhouding met ander. Moenie kwaad teen jou vriende beplan terwyl hy jou vertrou nie. En vers 30 sê, moenie stry en beklei nie. Moenie rusie maak. En met iemand wat jou moenie rusie maak met iemand wat jou geen kwaad aangedoen het nie. Ek lees hier en ek besef, eintlik is dis vir ek en jy moet net aanhou om goed te doen. Maak nie saak hoe onregverdig ek voel, ek behandel word nie. En Romeine 12 vers 1 sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Sê wanneer dit goed sleg is, en nie goed, begin net goed doen vir ander mense. En in die goede, ek het gesien verlede jaar iewerste, wat iemand my bel en sê, hy moet met iemand praat. Ek sê vir hom, pel ek nie antwoorde vir myself nie. Hoe wil jy hê ek moet by jou sit en 'n antwoord gee? Ek kan myself nie help nie. Maar nietemin, ons het die afspraak en ons kuier, en ek doen die regte ding, en in die regte ding doen, is dit ook insig partykeer in jou eie lewe. En hierdie, ek weet nie of julle onthou van verlede, Job 42 vers 10 sê, maar Job het vir sy vriende gebid. Hier sit Job op die ashoop, niks het verander nie, op die ashoop, in potskerwe, seer op sy lyf, alles wat hy gehad het verloor, en die Bybel sê, hy het vir sy vriende gebid, en luister, en die Here het die omstandighede van Job verander, en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Hoe? Jy kan Job gaan lees, ek het vir jou gesê, worstel deur dit, maar Job praat die hele tyd van ek. Here, hoekom ek het niks. Ek voel van die oomblik toe hy wegkyk van ek af en hy sien sy vriende, maak nie saak wat in sy hart, die Here het gesê, Job moet vir hulle bid, maar in daai oomblik toe hy hulle raak sien, hy bid vir hulle, sê die Bybel, het God sy omstandighede verander. Partykeer is dit wat ons moet doen, die oomblik, as dit nie oor my gaan nie, ons as gelowiges, ek en jy as 'n Christen, ons speel hierdie game van die lewe met ander reëls. Maar ons werk nie soos die wêreld werk nie. Ons hou nie op om goed te doen. Die laaste ding wat ek wil sê, en ek gaan nie baie tyd aan spandeer nie, maar moenie opgee. Ek dink aan die begin van die maand het ek eendag bietjie oor dit gepraat. Moenie moedeloos raak nie. Byt vas, volhard. Ek weet op een of ander manier, jy sien, gaan ons hierdeur en ek wil hierdie gebruik en ek wil dit nie sommer net gebruik as 'n teksvers nie, en ek en Esther het deur Romeine 8 gewerk, nou dis 'n 30 dae studie wat ons gedoen het deur Romeine 8, en ons het dit hierdie week klaar gemaak, so hoep, jy weet, ek weet nie hoeveel te 30 dae Bybelstudie klaar gemaak nie, weet, ek dink is nogal well done. Maar dit gaan nie oor hoe lang dit was nie, dit gaan nie oor hoe intens dit was nie, dit gaan oor Romeine 8, en Romeine 8 wat met ons praat, en dan klaarmaak, ek meen die laaste ding, dan kom hy en sê, hier's al die slegte goed wat gebeur, en hy luister, so ek sê dit nie vir julle net as 'n teksvers nie, ek sê dit iets wat ons intens beleef in ons eie lewens, hoe Romeine 8:37 kom hy sê, en hier skryf Paulus, hy sê, een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. En dan noem hy seker die ergste ding wat in ons menswees kan gebeur. Hy begin en sê, nie die dood nie.
Nie die dood nie. Ek en jy dink partykeer die dood, ek meen die ergste ding, voel dit vir my as mens wat seker kan gebeur is dood. Dis kom ons so angstig raak wanneer ons moet dokter toe gaan en nou doen hy 'n bloedtoets, want ons weet nooit wat die uiteinde van daai bloedtoets is nie. Of nou doen hy 'n scan en hy sien iets, of nou is daar 'n ongeluk, ons weet nie wat nie die dood nie. Maar ook nie die lewe nie. Nie engele of duiwelse magte nie. Hy sê ons vrees vir vandag. Of die bekommernis wat ons het oor môre, dan praat hy van bo-aardse, bose engele of geeste, wat dit ook al mag wees. Dan kom hy in vers 39, hy sê weer 'n keer, hy sê, hoegenaamd niks daarbo of onder die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie. So maak nie saak hoe onregverdig jy op hierdie stadium die lewe beleef nie. Dit maak nie, jy het dalk vanoggend uitgeroep en gesê, dit is so unfair. Ek verdien dit nie. En jy's waarskynlik reg. Jy verdien dit nie. Maar hier's 'n belofte in die woord wat sê dat dit nie eers daai ding wat jy op hierdie stadium deurgaan, kan enigstens God se liefde vir jou verander of wegvat nie. Dis 'n amazing gedagte. Dit behoort jou 'n rustigheid in jou gees te gee. En die heel laaste gedeelte wat ek wil gebruik is 'n storie. En ek is nie iemand, ek weet nie hoe kry ek myself nou vir 2 weke in die Ou Testament nie, want dit is nie my wêreld nie. Ek is maar 'n Nuwe Testament ou. Ek love die Nuwe Testament. Maar ek wil hierdie gedeelte uit Daniël vir jou vat. En nie hoe dit gebeur, wat ook al nie, maar ons almal ken die storie van die 3 manne in die vuuroond. En dan staan hierdie 3 manne en hierdie koning staan en sê, luister, as jy nie nou buig en hierdie beeld aanbid nie, gooi ons julle in daai vuur. Dis hoe hulle in daai tyd gewerk het. Koning kon doen net wat hy wou. En hulle is in die vuur gooi, soos ons weet. Maar dit gaan nie vir my oor die vuur en wat daar gebeur nie, dit gaan vir my oor hierdie gedagte. Hier praat hierdie 3 manne met die koning, hulle sê, ons het ons God vir wie ons dien. En dan sê hulle hierdie, hier is 'n sekerheid, 'n oortuiging, geloof. Hy sê, hy het die mag om ons te red uit hierdie brandende oond. En hy sal ons ook red uit u mag. Hier's 'n geloof, is 'n oortuiging. Hier's 'n sekerheid, God kan. En dan sê hulle hierdie woorde, en ek wil met dit klaarmaak. Hy sê hierdie woorde, selfs as hy dit nie doen nie. Moet jy weet, dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beelde wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Ek het hierdie gelees in die week. Ek nooi jou, want jy sien, ek het Sondag gesê, ek het op 'n stadium met ek so 'n gesprek met 'n klomp ouens, en sê ek, hier's iets wat ek wil hê julle moet baie mooi verstaan is, God moet niks doen nie. Ons kan hom vra. Ons kan sê, asseblief Here help. Partykeer dink ek roep ons uit in angstigheid, Here u moet. Maar verstaan, God moet niks doen nie. En ek sê weer, die storie agter hierdie storie in Daniël, van hoe dit gewerk het, nie gewerk, regverdig of onregverdig, niks van dit maak vir my saak nie. Wat vir my saak maak is, hierdie manne wat daar staan en sê, ons weet ons God kan. Ek weet my God kan. En ek weet, miskien is dit nou 'n stuk ongeloof wanneer ek daar byvoeg en sê, maar selfs as hy dit nie doen nie. Ek ken 'n paar van julle goed genoeg vanoggend om te weet, dat ons het al gebid, en ons het gevra die Here moet help, en hy het nie altyd nie. En nou praat ek nie van verlede week nie, ek praat van 'n jaar of 2 jaar of 3 jaar terug, 5 jaar terug, en die Here het nie. En die amazing ding, en hier staan ek vandag hier voor u, en ek sê dieselfde, ek het in my lewe baie keer gebid, en sê Here u moet, en hy het nie. Hier staan hy nog steeds. Dis die wonderwerk. Want die waarheid is, selfs as hy dit nie doen nie, gaan ek nog steeds nie my rug op hom draai nie. Ek kan nou nie of het woensdag aand by die Bybelskool was, of dinsdagoggend, woensdag aand. Toe vra ek hulle, ek sê luister, kom ons sê, en dit is hypothetical, kom ons sê die Bybel is net 'n storie. Kom ons sê daar's nie 'n hemel en daar's nie 'n hel nie. Ek sê, kom ons sê dit. Dan is my vraag aan jou, so wat gaan jy nou anders doen? Gaan jy nou uitry en iemand doodry? Want jy mag dit nou doen, want jy gaan nie hel doen.
weet eerlik in my hart, as ek nou vir jou kan sê, as ek praat oor die onregverdigheid van die lewe, en ek het vir jou gesê, miskien is jou eie skuld, miskien is jy 'n slagoffer, is goed. Maar dat jy by einde van die dag sal sê, Here help, met 'n sekerheid, met 'n oortuiging in jou hart, met 'n geloof, God kan. Maar dat jy ook hier in jou hart iets sal verstaan dan, van wanneer jy nou, God help nie, en nou gaan ek daardeur, en inteendeel iemand vra nou eendag vir my, hoekom bid ons as God net doen wat hy wil? Dit is 'n vraag. Die Bybel sê ons moet bid, dus kom ons bid. Die Bybel sê bid, so ek bid. Maar in my kop is daar iets dat God kan. Maar ek wil hê jy moet my mooi hoor wat ek vandag vir jou sê is, selfs as hy dit nie doen nie, gaan ek nie my rug op hom draai nie. Dis wat Job, duiwel het gesê, vat Job se goed van hom weg, en hy spoeg u, en verwerp u. En dan kom die Bybel en sê, nie Job nie. En dis my en jou verantwoordelikheid. Ek wil jou nooi my oë te sluit. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net saam met my te luister wat ek vir jou sê. Die lewe gebeur. Die lewe gebeur. Regverdig of onregverdig. Goed gebeur in ons lewens. Ek is in 'n situasie wat nie gunstig is nie. Ek het uitdagings, krisisse, siekte, finansies, huwelik, gesin, familie. Al hierdie goed is deel van ons menswees. Dit gebeur elke dag. Ek wens ons kan onsself beskerm daarvan. Ons kan nie, lewe gebeur. Die ekonomie, mense wat Dinsdag 'n optog wil hê, dit raak my en jou. En daai proses moet ek en jy verstaan, dit gebeur. Moenie moedeloos raak nie. Moenie opgee nie. As Jesus ons waarsku en sê, hier's moeilikheid, ons gaan deur moeilikheid gaan, aanvaar dit. Kies hoe jy in daai moeilikheid hanteer. En op die einde van die dag, wanneer jy bid, met hierdie sekerheid, hierdie oortuiging, God kan. God kan. Ek het nie gesê laaste 2 weke, dat God hoor en sien wat met ons gebeur. Hy hoor en sien. En ek en jy maak 'n keuse vandag en sê, God kan, maar al doen hy dit nie, ek gaan nie ophou om God te dien nie. Gaan nie. Tot die dag van my dood. Iewers in daai proses weet ek, gaan God help, deurdra, voorsien, antwoord, soos net hy kan. Vader in die hemel, ek bid vir elkeen wat hierdie woord hoor. Ek dink almal van ons is groot genoeg om te weet, die lewe is nie altyd regverdig nie. En ek dink ons het nie 'n idee van hoeveel van hierdie goed beskerm u ons nie. Dink ons sien nie eens altyd waarvan u ons beskerm nie. En baie keer, ek dink meer kere as nie, Here, kry ons wat ons nie verdien van u af. Here, u voorsien vir ons soveel meer as wat ons ooit verdien. En daarvoor is ons dankbaar. Here, kan ek vandag namens almal wat luister sê, die God wat ons dien, hy kan ons red. Hy kan voorsien. Maar in my hart is daar 'n vaste sekerheid en oortuiging, selfs as u dit nie doen nie, Here, dan hou ons nie op om u te dien nie. U sal voorsien. En daarvoor eer ek. Here, sien elkeen wat hierdie woord hoor, maak dit vas in ons harte tot eer van u naam. Amen.